Willen ze op de straat vanmorgen? Krijg je nog komen, we niet willen ze op de straat. Als dat nog niet brok zijn, maar niet, dan hoort zeker maar in de volgende week of 2 in te krijgen als de weer is en alles. Amen. Oh,
sy heerlikheid. Lig dan op jou beker, sê vir die Here Vader God, hier is my beker, Abba Yahweh. Here is my cup.
Funktioniert
weer sê, al die liedjies wat vanmorgen gesing was, wat nie op papier was nie, is nie beplan nie. Het gekom deur die Gees. Ek kan hierdie glasies van my neem. Ek kan nie meer goed sien. Hierdie is sommer rapteervoeters. Ek het morgen een klein kort boodskapie. Volgende naweek, volgende Sondag, ons Gert bedien. En dan die Sondag daarna, heel moeilik, op die naam verandering sal ek het sê, maar heel moeilik sal die liede bereik op. Heel wat sits weggesnui is, en die kanker gehad het, en die oor hy kom sy getuigenis volgend. Wat ook gebeur het, en die pad wat hy gestap het met die Here, en ook aan waar hy vandag is. Kijk, en nooit iemand roep, maar is dit in manse getuigenis, ek dink hy het 'n goeie getuigenis. Ek dink hy is hier dag. My een vriend, in belang van die gemeente, maar gaan die burg van die VK, was hy dit maand gewees, Louis van Vuren. Hy het ook nou, toe hy oorgesluit, kant van sy gezicht weggesluit, en sy een oog heel moeilijk uitgehaal, hulle weet nog, ek dink is uitgehaal. En nou, veldkant gedoen, en het nie gewerkt nie, en toe die veldkant wat hy daar stuur die hospitaal. So, dis 'n werklikheid. Dis 'n werklikheid in hierdie dae. So, ek dink nog mense dat sê die man hoe het begin en dan kan ons ook weet betekens van dit. En hoe die pad geloop het. Ek het die foto's op my foon gehad, op 'n stadium was dat seker wit wurms op ons sit, sy kop, wat die dooie vleis goed afgeëet het, en ek kon dit nie afkry nie, die wurms het dit afgehaal. So, ek dink dit maar kom luister na die man, hy is bietjie lang gehad op die tyd. Ook hy is bietjie lang gehad op die tyd, maar ek sal sê dit af. Kan nog nie voorskryf nie, die hele Gees voorskryf, maar ons ten minste reg lyk gee. Alright. Ek het vanmorgen, as ek het thema hier op die dag hier, wat ek het, is net een gedachte, dit is nie een reg genoeg boodskap nie. Ek het 'n paar skrifte. As ek het hierdie thema, die thema kan gee op die ding is, en ek sê, van volgend is jy skaam. Is jy skaam. 1 Johannes 5. Tot van vers 10 tot 15. Die vraag van môre is dat ek begin, die eerste punt wat ek al 6 punte wat ek gaan aanhaal. Die eerste punt is, besef jy werklik wie Here Christus is en wat hy doen is. Besef ons werklik wie ons Christus is en wat ons doen is. Sien, sommige van ons dink, ons doel is met die kerk op Sondagmôre en huis te gaan, en dis verby. Dis nie oor werk. Wie in die seer van God geloof, het die getuienis van onsself, en ek onthou my hierdie getuienis, en ek kan nou oor praat. Want elkeen van ons het 'n getuienis van Christus Jesus. Die dag toe jy op bekering gekom, het jy 'n getuienis ontvang. Want ons veronderstel is om te laat leef binne ons en deur ons. Hy wat God nie glo nie, het hom tot leenaar gemaak. Maar hy het getuienis nie geglo nie, want God aangaan as sy seun getuienis nie. En dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, die lewe is in sy seun. Wie is jy in Christus? In Christus Jesus het ons die ewige lewe. Sonder Christus Jesus
het ons geen lewe in onsself, nie hier in die fees nie, ook nie in die lewe hierna nie. Maar Here het dit sê, môre mooi luister. Ek is Saterdag môre, en Vrydag môre. Ek is Saterdag môre. Ek het nie 'n boodskap gehad, ek het gepreek, ek het gesê, as ek nie met my mag gaan, ek kry die boodskap nie. Die Here het my goed gegee, die skrif het net so gekom. Sommer net so, ek het net van dit gelees. Dus maar nou het ek net skryf. Dan praat ons maar die Bybel net. Dit het ek geskryf aan julle, wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Die tweede keer sê dit, na vers 13. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor, as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet, dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die gebede verkry, wat ons van hom vra het. Wees ons in Christus. Ek wil vanmôre vir u sê, we are special, we are a peculiar people. Ons is 'n uitverkose, heilige priesterdom. Gaan lees van die Bybel. U sit vanmôre hier, nie omdat jy sommer net, jy is uitverkies, handpicked by God. You are special. Sê dit sommer net nie. Die special. Want die lewende God, die groot ek is, want die hemel lê en alles wat die asem van sy mond daar gestel het, en die sterre, gaan lees maar die Bybel sê, met sy vinger in plek geskuif op elke een. Dis daai God, wat jou, my broeder en sussie, by jou naam geroep het. You are special. Jy moet nou begin glo. Jy moet weet wie jy in Christus is, wat jy in Christus is, en wat jou doel in Christus is. As ons hoop net op hierdie lewe, dan kry jy ons maar jammer. 2 Korintiërs 5 vers 17 kom sê, daarom, as iemand in Christus is hy nuwe skepsel. In die B-gedeelte is, nuwe skepsel jy in verbygaan, kyk alles in die lied wat daar gepaard is. 2 Korintiërs 5 vers 17. Romeine 8, nou net die stop. So lekker so die Bybel kan ontwerp, en net die Bybel het so nice. Romeine 8 sê dit vir ons so mooi, hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slavernij om weer te vrees, maar julle het ontvang die gees van aanname tot kennis. Nie broers nie, nie sissies nie, nie vreemdelinge nie, kinders. Hoor mooi, deur wie ons roep, Abba Vader. Wat beteken Abba? Papi Vader. As ons sê Abba Vader, is ons Papi Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan is ons erfgenaam. Hoor jy wat ek sê? Van Christus. As ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou word ons so kwaad as ons moet lei. Ons raak so negatief as ons moet lei. Ons gaan sal op 'n hoopie op een kant in die kamer of in sitkamer of daar onder 'n boom en dan kerm ons en dan plaas ons lot by die Vader in die hemel. Ons is nie bereid om te lei nie, maar hy sê dat daar. So het lei is Christus gelees, ons sal hom verheerlik kan. Hy sê vermenigvuldig is die aanslag van die regverdige. Maar hy weet almal net die Here weet daar. Vermenigvuldig. Moenie dink omdat jy 'n kind van God is, 'n erfgenaam en mede-erfgenaam aan Abraham is, en jy special is, jy gaan die aanslag ontvang. Jy gaan juist aanslag ontvang. Hoe werk dit? Dit gaan juist met jou moeilik gaan, want Satan wil jou vernietig. Because why? You are a peculiar people.
profetiese, heilige priester. En omdat jy dit is, wil hy jou vernietig, dan wil hy jou verneder, want as hy jou wil verneder hy God. Deur sy skeping. Want jy sê hy kan God niks doen, maar hy kan God se skeping niks doen. En daardeur dit te doen, kan hy God aansien. Want God is lief vir ons as sy kinders. Markus, gaan ons saam na Markus toe, as julle 'n Bybel lees oor. Markus 8. Ja, vandag julle met die blaai. Ek het 'n paar skrifverhale wat jy gee. Skaam jy jou vir Christus? Hierdie man wat aan die vloekdood gehang het, sonder teenspraak, sonder skande. Hulle teken mos hierdie pragtige Jesus met sy kleed. Hy het nie weet hy was naak. Hy was naak, want die Romeine het sy kleed onder mekaar verdeel, hulle het lot al oorgewerp, né? Vir 'n Jood was dit die grootste skande in daai tyd, naaktheid openbaar. Jesus was naak. Met ander woorde, hy was tot op die bottom. Skaam jy jou vir sy evangelie? Wat is ons doel in Christus? Is dit nie om die wonderbaarlike, reddende genade evangelie van Jesus Christus deur die Vader beskik, deur ons uit te dra? As ons dit nie gaan uitdra, die Vader kan engele stuur, honderde, duisende, miljoene van hulle, om evangelie te verkondig. Maar hy het my verkies. Hy het ons verkies, uitverkies, jou en ek, om hierdie wonderlike, reddende genade evangelie te gaan uitdra aan die verlore gegaane wêreld daar buite. Dis jou doel. Ek het nou nog gepraat van die doel. Dis jou doel. Skaam jy jou vir Christus? 2 Timoteus 1 vers 8. Skaam jou dan nie oor die getuienis. Ek het nou gepraat van die getuienis, onthou? Wat nou jou is? Skaam jou dan nie oor die getuienis van ons Here en oor my as sy gevangene nie, maar lei saam verdrukking vir die evangelie na die krag van God. Sal jy regtig waar daar spaar gaan en hoe het ek gesê, die Engels gesê, "Go Henna, die hand in die lug by sy Henna, hy is die Here van Jesus hier vir jou." Tot allerlei mense wat jy nou doen. Of jy sê, "Maar laat sien. Die agter die rakke, ek sit met 'n baie, ek het nog die rakke daar van my sien. Maar al met die borstloop kom na my span." Ek vra, skaam jy jou vir die evangelie van Jesus Christus, daardie wonderbare, reddende evangelie van Jesus Christus, wat kan siele uit die hel en putte van die hel uitruk met krag. Sê die woord die drie aftelling, sommige as 'n brandweer uit die vuur uitdruk nie. Ek vra weer die vierde, skaam jy jou vir die evangelie van Jesus Christus, dink jy bietjie by jouself? As jy self skaam vir jou vrou te getuig dat jy lief is vir God? Ek hoor baie van mense, dan praat ek met mense, dan sê hulle by, dis nie tyd om plek om oor God te gesels. Dit is verkeerd. Enige plek. Wanneer God wil, die getuienis deur jou mond laat vloei, moet jy toelaat dat die Gees van God jou gebruik, sodat die evangelie van God vooruit kan gaan, die evangelie van Jesus Christus vooruit kan gaan, siele tot insig kan bring. Mense, as ons nie gaan die werk van verloop, want dit is al na voorstel 19, gaan daar nie mense tot redding kom nie, want God gebruik ons. Daarom gaan dit so voetstapwerke. Al wat ons doen is staan, kyk nou weer, wat doen ons daaromtrent? Gaan selfs vir die mense daar buite sonder
saam sê, hey, Jesus is nie vir jou. Ons is selfs bang om te sê, ons sê, ja, ons is bang om te sê, ons hoort aan die kerk. Maar wat gaan die mense van my dink? Hy is 'n dampteiken. Want ons groep ons. Goed. Noem ons dampteikens. Paravoete. Ek moet dit wat hulle wil, hulle naam wat hulle ons sien. Hoeveel keer ek het al gehoor, mense sê, hierdie is nie die plek waar ek jullie te praat. En kyk jy die kinders van die Here. Gister sê ek al by Gert, het 'n potjie gemaak as die verjaarsdag en die man het gister verjaar. Ouer geword, nie verjaar, hy sê maar die verjaar nie. En ek sit al wag, ek hoor, wie gaan nou begin praat oor die evangelie van Jesus Christus? Wie gaan so 'n bietjie praat oor God se genade en God se goedheid? Ek het baie lank gewag. Jy sien dat hulle mekaar kom. Wat sê die woord van die Here? Wat is in jou hart? Want dit wat in die hart is, dit sal die jou mond van uitkom. Maar die hart van vol is, sê dit in die erftaling, loop die mond van oor. Ons kom met mekaar, dan ons sit ons gesels, ons goed en vis van al my goed. Ons sit ons gesels oor die dinge van die wêreld. Ons sit ons gesels oor die dinge van Satan. Maar ons praat oor die goed wat stigtend is nie, wat krag dra nie, wat lewe gee nie, lewensgewende woorde nie. Woorde van verlossing nie. Ons praat. Ons sê, so kyk jy, hulle praat met ons kinders oor die dinge wat hulle wat woon hy is glashuis en hy het nie van haar. Hoor ons nou wat aan glashuis hy is van glas, ja, dit gaan die regte ding. Ek wil vanmôre vir jou sê, skaam jou nie. Gaan nou vir jou 'n ander skrif gee. Skaam jou nie oor die redder en verlosser wat nie vir jou geskaam het om aan die vloeke te gaan hang, na te gaan hang, sodat jy en ek vanmôre in 'n kerk op 'n dag oor ons kop kan sit en sy naam kan groot maak en kan kom hoor wat Vader vir ons sê deur sy woord. Want dis hoe ons hier is. Mense, ons is nie vir 'n lekker tyd nie en goosebumps te kry, ons hier te hoor wat God vir ons wil sê. Ons is hier om God se wil te kom hoor en voel wat die Here wil kom ontvang wat die Here vir ons wil doen. Nie altyd voel nie. Gaan nie oor voel nie. 1 Timoteus. Blaai net nie terug weer. Wees nie terug. Moet ook kom nie, ek het beskryf. Net vir my aan te doen. 1 Timoteus 2 vers 8. Ek wil dan hê. Derde ding is punt is 'n taak om te verrig. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande op by sonder toorn twis. Ek weet dan nie wat die manne hier geskryf het nie. Maar as dit net manne nie, ek dink die manne en die vroue was hier gestaan. Dis nou Paulus as 'n evangelis, né? Hy was natuurlik die vroue gewees. Ons het taak om te verrig. Jy kan nie jou taak verrig, want dit al vers 19, as jy nie jou mond oopmaak nie. As jy nie jou voete begin gebruik nie. As jy nie jou ore begin gebruik vir God die Vader nie. Ons het taak om te verrig, en God gaan ons vra. Wat het jy gedoen met die genadegawes en die gawes wat ek vir jou gegee? Wat het jy daarmee gedoen? Het jy dit gebruik? Tot my voordeel, nie myne nie, God se ding. Tot uitrede van die koninkryk in die hemel. Want iemand die so sit, elkeen van ons het 'n gawe ontvang. Ongeag wat dit is, as jy nie weet in jou gawes begin bid. Want elkeen van ons 'n gawe ontvang en God gaan ons
verantwoording bring vir die gawes, dink aan die pennings. Of die geldstukke wat begrawe is. Die ou wat op die grond gewerksteek het gesê, die pak staag gekry, nee. Hy was bang. Hy het gesê, ek weet nie is 'n harde man. Al lees maar aan die 33 taal. Hy sê, ek weet nie is 'n harde man, ek was bang om die geld bespaars te gaan gee. Hy was bang hy verloor het. Hy het 'n taak gehad. Hy het dit nie uitgevoer nie. Hy was bang, hy was vreesagtig. Hy was te bang om hierdie taak uit te gaan voer. Vir die een wat 2 gekry het, wat sê die onregverdige eienaar? Mooi so getroue regverdige en daar gee vir hom dubbel. Jy sien ons moet nie net hierdie kerk om Here nie. Ons het net hierdie kerk om hande oplig nie. Ons het net hierdie kerk om Jesus nie. Dit moet 24/7 wees. Elke dag van ons lewe, dag en nag. Weet jy wat ek sê geword het? As ek in die môre my oë oopmaak en ek sê ek lewe nog. Eerste wat ek sê is môre Abba Vader. Dan sê ek dankie Here vir nog 'n nag wat ek deurgegaan het. As die dag van my vanaand op die bed kom, sê ek dankie Here vir nog 'n dag wat ek kon geleef het. Dis genade van God. Dis 'n genade gawe van God. Kan ek nie vanmôre weer vra, sal jy as paas se stoep gaan staan en gaan skreeu, Jesus Christus red en genees en doop mag met sy gees. Ek het 'n ander boom gehad in Magaliesberg, baie groot groep, en daar so na kerk, daar in toe is by jou. Dis so weer agterna. Ek doen 'n boodskap. En boodskap raak op so aan. As dit seker omtrent 30 bikers na my loop. Julle ken nie bikers, nou is dit bikers dan so. Nou die boodskap raak kerk toe, hoor nie sommer nie. Laat altyd vir een kom jy terug na die kerk, ek moet waai. Dis nou albei loopie. Dan vat hulle aandag, vertel hulle van Jesus. Vertel hulle Jesus is lief vir bikers. Ongeag vir 'n lekker groot water, ongeag of hy voltyd toes is, ongeag of hy gesuip is, of wat is God is nog steeds lief vir jou. Hy wil jy moet sy wees, ek sê, ongeag wat jou omstandighede is, God is lief vir jou. Ek sê nie, het gaan drink. Net my woorde op myself korrigeer. Want ek wil sê, kom ek sê dit so, kom ek stel dit so, ongeag die omstandighede, God is lief vir jou. Net soos jy is. Here, nou, kyk hoe vet is dit. Weet jy dit? Ek het nog 'n lekker dit gewees, ek sê gehoor van hierdie bietjie so. Hierdie het dan sy nek aangesit, want ek kon nie meer toe nie. Want kyk my hier, ek sit daar, ek sê by die huis iemand, ek sê, man, as ek moet my pens verloor, en ek 'n lekker pensje gaan. As ek nou nader word, dan gaan die Here my help om te doen. En ek dink aan die woorde gehoor, wat so belangrijk. Pas op wat jy sê. Jy sê, woorde draak aan, pas op wat jy sê. Want dit wat jy sê, kan jy daar net kry. Pas op wat jy uitspreek. Die mag van lewe en dood leef in tong. Die woorde wat ons spreek gaan terugkom na ons toe. Spreek woorde van lewe, spreek die evangelie van Jesus Christus. En jy sal lewe opval. Dink net daaraan, sissa. As jy daar in die wêreldpoort te kom. Jy sien jy toch gesigte mense wat jy die evangelie voorgebring het en jy die Here toegelei het. Wat jy gesê het, Jesus Christus red en jy die doop van die Gees is lief vir jou. Die staan nou hulle staan net weer. Sissa, dis jy het ons gehelp om in hierdie plek te kom. Prys, Here. Dink jy toe jy vir? Want jy sal hulle sien as jy daar kom. Jy gaan hulle ontmoet. Hulle wat jy na die Here toe gehelp by die Heilige Gees. Want die Jood is by die Vader. En
Dink net daai trots in jou bors. As jy so net enetjie of tweetjie staan, as daar so 50 of 100, 200, 300 staan. Sê net dat iemand aan Magaliesburg, dit lyk dalk op 'n tydgemeenskap, weet julle dat ek daar oor die 300 mense gedoen het. En daar begin ek in Johannes doop. Want ek is doopmaal, maar vir hoe dan? Ek loop ons vanaf die water. Matteus 10. Daarna, derde punt, was gewees, of dat taak om te verlig, hè? Ons gaan nou na Matteus 10 toe. Die 5de ene. Die kom my nou. Ons is saadsaaiers. Hier is die saad. Ons is saadsaaiers. Kan ek vanmôre vir die vraag oor die getalp en salwe van God se Gees, en kan jy jouself op in alwendikheid en eerlikheid antwoord? Hoe lyk jou saad vanmôre? Hoe lyk jou saadsak vanmôre? Maar jy sien dat dra saadsak hier so. En soos jy loop, saai jy saad. Soos jy loop, saai jy saad op mense, saai jy saad. Van die saad vol, harde grond. Van die saad vol wat sy omkring. Van die saad wat een vrugbare grond. En as die saad wat een vrugbare grond sal val, het saad. Vraag vanmôre vir jou, hoe lyk jou saad? Watter saad saai jy? Is die saad wat jy saai nog die ware, onvervalste evangelie van Jesus Christus? Of is jy al geïndoktrineer met hierdie sosiale media predikers, wat van hulle 99% van hulle geen opleiding gehad het nie, want dit top sterk buitenland. Wat jy sien, ek trek het na Kalateer nie, maar ek luister hulle. Moenie na my toe kom met die vertaling by hom, want ek klag kwaad. Want hy is veranderd. Moenie na my toe kom, en nie my die evangelie van Jesus Christus bring in die woordheid nie. Moenie vir my vertel van jou geskiedenis en jou lewe. En jy is so goed en jy is so wat ek wil dit nie hoor nie. Ek wil die woord van God hoor. Onvervals, reggesny. Al maak dit soms seer. Soms sal dit seer maak, soms sal dit stig. As jy die woord regsny. Jy sien hierdie manne, baie van hulle, is nie meer God geroep nie, dis 'n beroep. Want hulle sien die mense op die sosiale media, hierdie groot internasionale kerke, hulle dink karre, hulle doeltreffende huise, hulle straalvliegtuie, hulle baie geld. Terwyl die woord van die Here sê, moenie vir jou tweede stel klere saamvat nie. Die arbeider sê dit aan my. Dit is nie 'n beroep nie. Dis 'n roeping. Dis 'n roeping om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. Want as jy deur God geroep is, dan is jy onder die salwing van God se Gees, dan kan jy die Bybel uitpreek. Het jy nodig om te staan die lang preek en sal dan aflees vir die mense dink en dan dink jy is slim nie. Dan kan jy in die Gees en deur die Gees die ware evangelie van God, soos God dit wil op daai stadium deur die Gees dit weergee. Jy kry nie meer daai predikers nie. Hoor jy wat ek sê? Jy kry nie meer hierdie predikers nie. Elke tweede wil 'n pastoor wees. Elke tweede wil 'n prediker wees. Ja, hoekom nie? Maar sorg dat jy geroep is deur God die Vader. Sorg dat jy gevul is met God se Gees. Want as jy nie gevul is met God se Gees nie, gaan jy tot sterk uitraak en jy gaan mense tot lyding bring en God gaan jou verantwoordelik hou daarvoor. Maar lees maar in die skrif. God gaan ons verantwoordelik hou vir elke siel wat verlore gegaan. En ek wil vanmôre vir julle een ding sê. 'n siel is van God meer werd
as die hele plek volgemaak. Maar volgepak het onstadig hou. Een sien, is die volk weer weg. Jesus sê, wie sal die 99 skape laat staan? En een gaan verbale skaap gaan soek. En as hy nog gekry het, gaan vind, dan kom hy terug, en hy gaan spog by sy vriende, en sê hy was weg, en hy kan gevind. En ek vir nog een sê, hierdie was ek die China. Hierdie ou sit daar was op, en hy begeer om die pele van die varke te eet, want hy het sy erfpos en sy pa had gedronk. En hy het als van mossel vroue in die wêreld. En hy sê vir homself, ek sal teruggaan na my vader se huis, want daar het knegte meer kos gekry. En daar staan 'n man by die deur, met 'n groot hart. En hy kyk, dag en dag. Hy sê, my seun daar, die verlore seun daar. En hy roep die dienaars, hy sê, gaan slag die vet van haar kant. Want hierdie seun was dood, kyk hy lewe. Geef hom 'n rib vir sy vinger en hierdie kleed sproef vir sy voete. Môre is Vader dieselfde. Ek los dit dan. Dis ander, ek boodskap van ander dag. Matteus 13 vers 25. Hoor nou mooi. Dis uit wat ek nou gesê het op die tweede gedeelte, die derde gedeelte. Hierdie wat is vir die 5de gedeelte. Matteus 13 vers 25. Sê maar terwyl die mense slaap, het die veld gekom en omkyk omdat die koring gestaan en weggegaan. Ek kan myself verder gaan lees. Ek het nie gedeelte gehad nie. Ek wil maar deel van gegee. Want die sien dat ons kerk toe kom as ons sou kyk. Ons vertel hulle van die Here. Ons help hulle om tot bekering te kom en los ons hulle. Die goeie saad is gesaai, maar ons sal ons lekker agterkoor. Dan my job, jy nou eens begin nie. Want die oomblik as iemand tot bekering kom en dan sê 'n baba in die evangelie, dan is jy wat verstel as om sterk te wees. Om daai verstel om baie baba te lei. Met skrifte, met handel en met wandel en bespraak. Hoor mooi. Pas op. As jy nie rustig aan die slaap is nie. Aan die kerk nie. Pas op. As jy nie die slaap geraak het nie. Dan gee ek dink tot my boodskap van môre dag. Dit gebring. Was jy maar warm as jy maar kan. Pas op. Dat jy lou geword het. Aan die slaap geraak het. Het die evangelie op die siele van God mee vir jou saam gemaak. Want jy kom op punt in 'n plek. As jy daarom nie meer omgee nie. Die slaap rustig. I'm on my way to glory land. The hell with it is. Sorry. Dis die Vader se siening van die lewe. Hou aan tydig en ontydig. Enige plek, enige tyd om jou slaap te saai wat God vir jou gee. Ons is nie almal slim in die woord van God nie. Maar ernstig is daar skrifte wat jy onthou. Jy onthou dit vir my. Dis die Gees van die Here. As jy by die regte plek kom en die regte mense praat, gaan die Gees van die Here vir jou gebruik om daai skrifte wat in jou is, hy saad wat in jou is, oor te dra aan iemand wat die saad nodig het. Of vrugbare grond, ek het so stel deur die Gees van die Here bewerk en benad deur die Gees van God om jou saad te ontstaan in daai vrugbare grond. Sodat vrug vele vrug kan. Ek gaan na die laaste dit onthou hierdie is die feit is die saad. Saai jy nog jou saad. Matteus 2. Nee, Matteus 5. Maar ek het nog nie gewas in die kerk. Vrees. Gaan dit met my doen. Dis 4. Maar as ek het nie gespring, maar ek gaan het doen. Matteus 10 vers 38, vers 38 tot 33. Moenie vrees.
Hoor nou mooi, kinders van die Here, skep goed. Moenie vrees wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe nie gaan. Word twee mos nie vir 'n stuiver verkoop nie, en een van hulle sal op sy aarde vol sonde julle Vader nie. En van julle is selfs die hare op julle hoof getel. Wees dat julle vrees nie. Julle is meer werd as baie mosses. Elkeen dan hoor nou mooi. Ek wil sê aan hulle vir die skrif gee. Ek het maar vergeet. Vers 32. Elkeen dan wat my bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloor voor die mense, hom sal ek ook verloor voor my Vader wat in die hemel is. Vrees jy die mense as daar meer as God? Vrees jy jou familielede meer as God? As jy banger vir hulle as God? Hoe hulle gaan my spot? Ek onthou Niels, hy was nie so tot die kele van my tyd, dis ek rop man. As hy daar nie sal van ons, daar kom die predikers in die kamp, weg is hulle. Het ek maar geweet, dat God daar die dag mee gekregen. Ek sê, kom ons die kele doen, man. Ek kan nie verbreid. Ons is te veel bekommerd wat mense van ons gaan dink of sê. Dat hulle dink wat hulle wil. Dat hulle sê wat hulle wil. Ek het nou nie maar oor gepraat gister. Dat hulle sê wat hulle wil. Who cares, man? Wat saak man? Is dat God van jou weet? Is dat saak man? Dat aan God se boeke van jou geskrywe is? Sê die woord van die Here nie. Dat elke einde woord wat die mens spreek sal hy voorverantwoording van. Maak saak wat die Here van jou dink. Dat hulle maar sê, hy is 'n prediker, kyk wat maak hy, sy vloek, en sy sê, sy is lief vir die Here. Luister vir een van julle wat hier sit, een van julle, wat nie die laaste 3 maande goed woord gesê het. Jou kamp, loop jy want hy sê, het allemaal gesond en dat ontbreek die heerlikheid van God. Ek sê nie, jy mag nog vloek nie. Ek sê nie, ons is nie vlerkies nie, ons is mense man. En omdat ons mense is, het Jesus aan hemelse bodem verlaat en hy aarde toe gekom, sodat ek een dalk nie dat kom werk is nog bedreig, kan ek kry, in die lewe hierna. Wees ons daar. Vrees jy mense? Jesus sê duidelijk, maar elke wat my verloor voor die mense, ons ek verloor vir my Vader wat in die hemel is. Moenie dat dit gebeur. Jy sien die predikers kan nie die woord vir die mense weer nie. En 'n skrif, dis in die Bybel. Ek sê, dis in die Bybel. Dis wat God vir ons sê in sy skrif en sy woord. Ek wil vir jou verseker, in jou familie, in jou huis, selfs in jou huisgesin, as jy gaan vasstaan vir Christus Jesus en die evangelie van Christus Jesus, gaan jy in bespotte word. Hulle gaan met jou spot. Hulle gaan met jou probeer proef. Maar sorg jy dat die skrifte ken, so wanneer hulle spot, kan jy dit reg met die woord van die Here. Psalm 7 vers 1. Hoor mooi. As my so mooi van Psalm ek ontvang en soek op in die Bybel. Sê ek waarom. Psalm 7 vers 1. Die Here is my lig en my heil. Wie sal ek vrees? Wat dit sê? Die Here is my lig en my heil. Wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. En wie sal ek verlaat wees? Hierdie skrif ontvang is ek amazing. Hy is 'n amazing God.
Ek wil nie daar ry nie, want dit is gevaarlik. Ek wil nie dit nie, want dan kry ek seën. Toe man, dis 'n kind van God. Ek gaan praat, en dan ben ek gaan praat oor die engele. Want hulle sê, ons plek die bloed. Toe man, die woord van die Here sê, hy sal sê engele gaan op bevel gee. Dit is nie miskien as die bloed opstaan. Hy sê die engele trek 'n laar rond ons. En die red hulle uit. Ek gaan vir julle so baie skrifte gee, om hierdie goed te korrigeer, want hulle leer die mense verkeerd. Die bloed van my heilig is my gegee, los dit van skoonwas van sonde, afwas van sonde. Bloed van Jesus Christus heilig van alle ongerechtigheid. Ken die skrifte voor jy kom waarom. As my Afrikaans aan. Ken die skrifte voor jy my kom aanvang. Ek sal laai boodskap vir julle al, bring julle te leer. Gaat hulle daai soort van kostel as ek vir julle gedaan, want hulle het hom al gehoor. Maar hulle kom by dieselfde uit, want ek skryf die boodskap en dit is maar net vers. Maar goed. Boodskap wat julle van my hoor, kom direk van julle. Ek vra jy weer, vrees die mense meer as God? 15 is vrees. Hy sê, buiten sal die vreesachtig is. God wil nie heel so vreesachtig wees, want hy is op beskerming. Dis hy wat ons deurdra. Ek hoor 'n getuienis van 'n man. Dis nou jare terug. Was nog op Bali. By die casino. By die casino by paar gewend, sak of kinder. En hulle kom aan, ek druk die kant en sy kom, hy sê, ja, ek geld. Ek sê, ek sal nie. Hy sê, die naam van die Here Jesus Christus, weerstaan ek en beauty, sê dit. Heel van die garde. 5 skote, een my oosman. Kwaad, in die grond. Dis die Here wat ons doen. Mits jy geloof het, mits jy vertrou, mits jy weet, hy is jou beskerming, dan sal jy nie vreesagtig wees. Wat hy met die vrou het swart gesê, toe sê, hulle bestaan is daar 'n leeuw. Hy gooi die yskas by die brand, gooi na die leeuw, maar hy haat op weg en vang, vraag wat gaan. Weet jy, die vrou praat van Jesus Christus. Ons kom daar 'n groot leeuw. Christus in ons hand. Dan jy so baie getuienis. Slag van bloedrivier, sommer dan ons begin sommer net daar. Baie jare later, kom daar 'n ou Zulu president aan. Toe sê hy voor hy doodgaan wil hy dit sê, ek wil weet. Sy daai dag, toe hulle die wals aangeval het, toe was daar groot hoë manne, ek gaan daar op praat met iemand, was daar hoë manne met blou klere, flikkerende swaard, tussen ons en hulle, kon nie deur. Wat is dit? Wie is dit? Dis hulle, wat my en jou beskerm. Jy kyk jouself te beskerm, hier is lekker groot man, is 'n fris man, jy kan jouself te beskerm. Jy kan een oorskyn, so 'n bietjie handel, wat van 2 en 3, maar God kan kontak, God kan 3000 handel, God kan 1 miljoen handel, God kan 'n nation handel. Matteus 5, vers 13, 16. Skyn jou lig op, die laaste skrif by jou religie. Jy as kind van God, as geroepe, handgekose, heilige priesterdom, skyn jou lig op. Hy het die lig in die nasies nie. Hy sê, julle, hoor nou hoor. Hierdie sluit aan wat ek aan die begin vir julle gesê het, die einde wat ek daarmee afsluit, ek gesê het in die begin. Hy sê, julle is die sout van die aarde. Maar as die sout nat geword het, waarom is dit gesout word? Wat is sout? Hoe smaak ons sonder sout? Hoe smaak die evangelie?
Sodat die bloedgewasse kind van God op ons sou is. En kom maak die evangelie, gee smaak in die evangelie, gee waarheid in die evangelie, dat daar gelaat word ons. Julle is die sout van die aarde, maar as die sout nat geword, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nergens meer, as voor buiten gegooi en hierdie mense vertrap te word. Julle is die lig van die wêreld, 'n stad wat bo die berg lê, kan nie ingesteek word. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatnemmer nie, maar op 'n staande, en dit skyn vir almal in die huis, wat in die huis is. Laat in die lig, vers 16, hoor nou mooi, en of julle los vir die week wat voorneem. Laat die lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Skyn jou lig nog my sussie, skyn jou lig nog my broeder, hy lig die dof geraak, God is 'n bietjie perifie. Heilig, neem jou lig vanmôre, en vra die vraag, dan gaan ek lig gebring, nie bekommerd wees nie. Ek laai en vrou geld ons. Maar ek wil hê jy moet daarmee sit en 'n bietjie dink wat ek sê. Is jy werklik nog op die spaalweg? Skyn jou liggie regtig nog die ware skyn? Satan bring voor as engel van die lig. Maar sy lig is maar wel geen lig nie. Want dit is als nama. Noem hulle daai goed? Feit. Dit is feit. Want hy het niks. Want wat hy het, steel hy van God. En van God se kinders. Hoe lyk jou lig? As jy lig vanmôre onder 'n emmer weggesteek het, skaamte uit? Of het jou lig op 'n maat staan of op 'n manding gesit, wat het ek nou vir u gesê, ek wil mooi sê, op 'n staande. As jou lig vanmôre op 'n staande van almal te kan sien. Hierdie is 'n kind van God. Ek is trots op my verlosser, op my saligmaker. Ek is trots op my Jahweh, my Yeshua, Jesus Christus. Gaan kyk so 'n bietjie, die naam Yeshua. Gaan kyk so 'n bietjie daar op internet. Israel, Hebreëus. Wat beteken Yeshua? Yeshua, wat beteken daai naam Yeshua? Gaan kyk so 'n bietjie. Ek sê, ek hou van stil. Ek hou van 'n bietjie krag en goeders. Moenie jou getuienis aan jouself bære nie. Saai uit vir ander wat ek ook nodig het. En as iemand nie in jou lewe gesaai het nie, dan jy niks gehad om te saai. Reg? Enige plek, sodat God die Vader, dan wat net al is, sodat God die Vader verheerlik word. Sodat die koninkryk van God uitgebrei kan word, dis hoekom ons hier is. Ons is nie hier om 'n kerk te persoon te kom waarop sit nie. Ons is hier vir God se koninkryk. Ons is hier vir die evangelie van Jesus Christus. Ons is hier vir die naam van God, vir sy seun Jesus Christus, die Ruach, die Heilige Gees. Ons is ook nie hier nie. Van dit saam met ons sluit af. Van dit saam. Sê jy wat? Ek is uitverkore priesterlike heiligdom deur God die Vader gered het. Ek is spesiaal. Sê dit vir jouself. Saam vir die spier en sê dit vir ek met my vrou gespreek. Sê vir hulle, sê vir hulle dat jy sê luister. Ek is spesiaal. Ek behoort aan die allerhoogste God. Hy wat alles in stand hou. Hy wat was, is. Die groot is. Amen. Dan kan jy dit al voor, dan gaan drie kou. Musikante, ek los die boodskap by jou. Dit is maar nou klein gedagtetjies hier wees om hoor. Ek los op by u. Besluit op myself. Wat jy daarmee wil doen. Ons gaan nou liedjies sing, Here lei my. Dit ken ons net. Of hoe?
Kyk daarop. Maar vra ons, as ons sing en sê, vra ons die Here, Vader, Here, lei my asseblief vir hierdie week. Lei my in die paai van geregtigheid. Lei my op die spore van geregtigheid, die smal weg van die ewige lewe. OK? Wat is die ons altyd? Hier, seer. Ons gaan ons sing. En ek sê nie op program, maar ek sê, ek kan nog baie nie sou wat ook is. Al wat ek jou vraag, kom voorin en sit jou handen by les met meer werk, die Vader ons kan kry. Dit maak dit gaan nie oor geld, dit gaan oor die seëning van die Vader. Amen. So moenie jouself tekort, luister mooi vir my, moenie jouself tekort doen. Hoor wat ek sê. Kom ons gaan eet so iets en drink so iets. En raai wat, as helemaal verliefd, het 'n kamp raak.